Kom ons lees vanaand saam, broeders en susters, twee gedeelte. Die eerste is uit Genesis 5 en dan ook twee verse uit Hebreërs 11. Hebreërs 5, ek gaan, of het goed gedink om van vers 1 af vir u te lees. En as ons dit lees, net die vraag, wat tel jy op? Wat hoor jy telkens in hierdie skrifgedeelte? Hebreërs 5, ons gaan lees vanaf vers 1 af. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mens geskep het, het hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hulle geskep, en hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 toe hy gesterf het. Toe Jered 162 jaar was, het hy die vader geword van Henog. Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 jaar was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer nie. Want God het hom na hom toe weggeneem. Lees net tot sover, as jy net kyk in die res van hierdie hoofstuk, kry ons, dan word daar gepraat van Methuselah, daarna van Lamech, en dan eindig die beskrywing oor hulle ook telkens met die woorde, toe het hy gesterf. Kom ons blaai na die boek Hebreërs toe. Hebreërs, jy sal nou onthou, Hebreërs is 'n Bybelboek wat ons in die geloof wil opbou en versterk, en dat die Hebreërboek vir ons sê, ons geloof is soos 'n wedloop, soos 'n geweldige lang marathon wedloop. Dan sê die Hebreërbrief vir ons, ons het rondom ons 'n skare geloofsgetuies.
Medegelowiges uit die ou tyd. Wat ons aanmoedig, wat ons inspireer, wat ons oproep om te bly volhard. En in hoofstuk 11 kry ons dan van hulle, van hierdie medegelowiges wat ons oproep om op hierdie pad van die geloof te bly volhard, omdat die Here getrou is. Kom ons lees net 2 verse uit Hebreërs 11, vers 5 en 6. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Ons lees net daai 2 verse. In Genesis 5, broeders en susters, kan 'n mens sê, hou die doodsklok aan lui. Keer op keer. Dis asof iemand nie meer sy swaar gelui kan stilmaak nie. Dis gebore word, dis werk in die sweet van jou aangesig, en dan sterwe. Jy moes dit opgetel het. Aanhoudend in Genesis 5 kry ons die woorde, en hierdie man het geleef soveel jare en hy het gesterf. Dis soos 'n refrein wat elke keer deurkom. En hy het gesterf. As 'n mens deur hierdie hoofstuk lees, dan is dit asof 'n mens half benoud raak. Want as 'n mens nou deur hierdie geslagregister lees, dan is dit amper asof jy die dood ruik. Gebore word, werk, sterf. En nou weet jy, van die sondeval word hier niks gesê nie. Maar wat ons in Genesis 5 kry, is wat 'n mens kan noem die verskriklike uitwerking van die sondeval. En hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf. Dis die verskriklike uitwerking van die sondeval ook op die hele linie van God se kinders. Ons lees dit van Adam, ons lees dit van Set, van Enos, van Kenan. En dit is asof Genesis 5 net so voortgaan. Het jy gesien of gehoor vanaand? Dat vir een oomblik kan ons sê, word hierdie doodsgordyn weggeskuif. Word hy oopgeskuif. Daar is Henog. Henog het nie gesterf nie. Kyk wat sê Genesis 5 van hom. Hy het naby God geleef. En toe was hy nie meer daar nie. Want God het hom na hom toe geneem. Merkwaardig. Kyk wat sê Hebreërs 11. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Ek dink u wil ook vanaand meer weet.
van hierdie man, hierdie merkwaardige man, Henog. Weet jy, as 'n mens nou deur die Bybel werk, op soek na, kom ons sê, meer inligting rondom Henog, dan kry mens maar baie min. Baie min. Maar tog help die Bybel ons met die allerbelangrikste in Henog se lewe. Kom ek vertel jy net 'n bietjie meer oor hom. Henog se naam, nou mens moet nie te veel in die betekenis van 'n naam heg nie, maar sy naam beteken volgeling. 'n Volkome volgeling van God. Mens kan sê, altyd agter die Here aan. Waar die Here gaan, daar is hy. Henog was nie 'n godeseun, 'n mitologiese figuur nie. Hy was 'n mens van vlees en bloed. Hy is in die geslagsregister van God se kinders ingeskryf. Ons lees hy is die vader van Jered en sy seun was Metuselah. Het gehoor dat hy 969 jaar oud geword het. 'n Mens van vlees en bloed. Henog was voluit mens. Hy was getroud. Hy het seuns en dogters gehad. Hy was in die rype ouderdom van 365 jaar. Nou baie interessant. Weet jy waar lees ons nog van Henog? In die Bybelboek Judas. En as ons Judas bietjie gaan lees, dan hoor ons dat Henog eintlik 'n prediker was. Mens kan dit nog sterker stel, hy was 'n gerigsprediker. So vertel Judas vir ons in die Nuwe Testament. En hieroor moet ek vir u net so 'n bietjie meer vertel. Weet jy, Kain se hele nageslag het gaandeweg net begin toeneem en begin groei in geweldige goddeloosheid. In Lameg, en nou baie interessant, hy is die 7de in die goddelose geslag van Kain. In Lameg kan 'n mens sê het hierdie goddeloosheid sy hoogtepunt bereik. Die mens wou niks meer van God weet nie. Hulle was hoogmoedig. Hulle was vermetel. Hulle was wraaksugtig. En die uitvinding van wapentuig deur Kain se nageslag het hulle dood eenvoudig met brute geweld teenoor mense begin optree. Wat hulle wou regkry, wou hulle met geweld doen. Hulle het begin roem daarin dat hulle die mense is wat wraak neem. Dit was hulle lewe. Die huwelik is later heeltemal oorboord gegooi. En hulle goddeloosheid het net begin toeneem en toeneem. En dit was in hierdie tyd dat Henog as prediker opgetree het. Dit is my baie interessant en ek sou graag 'n bietjie verder daarop eendag wil ingaan. Dat Henog is die 7de, is ook die 7de uit die gelowige geslag van Set. En hier kry ons dat Henog en Lameg eintlik direk teenoor mekaar te staan kom. Die geloof teenoor die ongeloof. God het Henog gestuur om mense te gaan waarsku.
Nou sê Judas vir ons presies wat hy vir die mense gesê het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor hulle goddelose dinge wat hulle in goddeloosheid gedoen het. En oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Dit was die boodskap van Henog aan daardie mense. Nie lang daarna nie, het sy woorde waar geword. Die sonvloed het gekom. En God het die mens van die aarde af weggevee. Diep bedroef, diep hartseer oor wat die mens gedoen het, hierdie mens wat hy geskape het. God sou toe weer nuut moet begin. Wat hy ook gedoen het. Dan begin hy daar nuut met die mens. Hy begin as ware van vooraf met die mens. Hy begin met Noag en sy gesin, daardie 8 mense. Maar weet jy, die belangrikste getuienis oor Henog se lewe kan 'n mens sê word in Genesis 5 met enkele woorde vir ons saamgevat. Woorde wat al daar 2 keer herhaal word. Die Bybel sê Henog het met God gewandel. Ons kan dit ook vertaal, ek sien die nuwe vertaling doen dit om te sê, maar Henog het naby aan God geleef. Maar jy kry die boodskap. Ek verkies hierdie woord wandel, want dit is 'n stap elke oomblik saam met God. In die woorde van die Hebreërs kan ons sê Henog het die onsigbare gesien, die Here, sy God. En hier staan dat hy saam met hom gewandel het. En wat sou dit beteken? Was Henog dalk 'n soort supergelowige wat ek nooit kan wees? Nee. Hierdie woorde om met God te wandel beteken om in die nouste gemeenskap met God te lewe. En dan baie prakties. Dit beteken om in jou eet en drink. Om midde in jou besig wees met jou vrou en jou kinders en die mense rondom jou. Om midde in die gesprekke wat jy voer elke dag. Om midde in jou werk waarmee jy elke dag besig is. Om midde in jou betrokkenheid by hierdie wêreld en al sy nood. Om in al hierdie dinge aan die hand van die Here te lewe. Om hom elke oomblik raak te sien. Om te erken. En om te volg. Maar ek probeer dit op 'n ander manier sê. Om met God te wandel beteken om in 'n vertrouensverhouding met God te lewe. Ja, dit is om hom te laat deel in jou blydskap en jou vreugdes. Dis om God te laat deel in jou verwagtinge, in jou hartseer, maar ook in jou sorge. Dis om
God te laat deel met jou hele lewe. Want ons mag, broeders en susters, want dink vir 'n oomblik daaraan, hy bewoon 'n vaderhuis waar sy kinders in en uitkom, soos ons kinders. Hy bewoon nie 'n weermagbasis met 'n klomp wagte aan diens nie. Ons God bewoon 'n vaderhuis, want hy is die God van die verbond. Hy is die God van verhoudinge. Hy is die God wat kinders het. En met hierdie kinders wil leef elke dag in alle omstandighede. Hy wil sy kinders vertroos. Hy wil hulle optel as hulle geval het. Hy wil hulle nuwe moed gee as hulle moedeloos is. Hy wil hulle gebruik in sy koninkryk. Weet jy, ek dink Henog het verseker soos Abel voor die Here gekom met sy offers. Verseker. Hy het waarskynlik ook met sy offers na die Here toe gekom, soekend en smeekend om vergewing van sy sondes, soekend en smeekend om genade en vrede by die Here. Mense sou sê Henog sou verseker volgende Sondag kom nagmaal gebruik het. Want hy soek daardie vrede met God. Maar weet jy, dis nie waar sy geloofslewe sou ophou nie. Deur die Gees het hy verstaan dat God 'n verhoudingsgod is. Daarom het hy aan die hand van die Here geleef. Elke dag deur hierdie lewe gegaan. In alles en te midde van alles altyd sy hand in die hand van sy Here. Sy Here wat daar is, wat hom kan lei en stuur. Die broeders en susters, dit is geloof. Om met God te wandel. Om met God saam te leef. Ja, met oë vol bewondering vir wie hy is en wat hy is. So met God te leef met ore wat op hom ingestel is, wat hom hoor praat. Wat hom hoor my lei in hierdie lewe. So my hand altyd styf in sy hand te plaas. My te kan dra deur die vreugdes en deur die pyn van hierdie lewe. Om met God te wandel. Is om met jou stem God te verheerlik. En nie skaam te wees om vir hom op te kom in hierdie wêreld nie. Om nie skaam te wees vir die God van jou lewe nie. Jy kan vertel van sy wil en van sy goedheid. Is om saam met God te leef met oë, geloofsoë wat al ver voor al die vervulling van God se beloftes sien. Dat hierdie God aan wie se hand jy leef, getrou is. Om met God te wandel. Dit ken net die gelowige. Hiervan kan net 'n gelowige jou vertel. Dis wat die Gees in ons werk. Hierdie lewe met die Here.
Henog het met God gewandel. Dit het ons nou gehoor. En toe? Wat toe? Ek wil dit vir u so verduidelik. Hy het met God gewandel. En toe het God hierdie lyn van sy lewe eintlik maar net verder getrek. Het hy hierdie lyn van sy lewe, sy wandel saam met God, kan ons sê eintlik maar net heeltemal deurgetrek. Henog het as ware maar net aanhou wandel met God. Aanhou wandel die ewigheid in. Ons lees Henog het nie gesterf nie. God het hom weggeneem. God het hom na hom toe geneem. Weet jy, dit lees ons net van twee mense in die Bybel, van Elia en van Henog. Maar wat sê Henog sy wegneming sonder dat hy gesterf het? Wat sê dit vir ons alreeds so vroeg in die Bybel? Weet jy, dit sê vir ons dat God die dood skaduwee is, wel in sy raadsplan opgeneem het, maar nie as 'n permanente letsel nie. Weet jy, mens kan sê uit die donker dode huis, en u het dit gehoor hier in Genesis 5, in daardie donker dode huis waar elke lewe maar op sterwe uitloop, is hierdie wegneem van Henog in daardie tyd vir gelowiges wat 'n mens kan noem 'n venster op dit wat kom. Is dit 'n venster op die lig wat voor lê? Hulle het hiervan geweet, hulle het dit gehoor. Dit het al vir hulle soveel hoop gegee. Al kon hulle dit nog nie omlei nie, al kon hulle dit nog nie verstaan nie. Maar reeds die Ou Testamentiese gelowiges het al iets begin verstaan. Dat God sy persoonlike gemeenskap met die mens deurvoer. Dat hy dit deurvoer ondanks alles wat op die teendeel wys. Dit het daardie gelowiges al bemoedig in hierdie donker vertrek. Die venster met lig vir hulle lewe. En nou weet u en ek, God se genade het nie opgehou by Genesis 5 nie. God gee baie meer aan ons as net 'n venster op die lig. Hy gee baie meer as net 'n venster uitsig op die nuwe dag. Ons kan sê, God gee vir ons 'n deur tot hierdie nuwe dag. God het 'n deure gebreek in hierdie donker geskiedenis van die mensdom. Hy breek vir ons 'n deur oop na die ewige lewe. En hoe doen hy dit? Hy gee sy seun om dit vir ons moontlik te maak. Jesus Christus, gebore uit die nageslag van Henog. Ja, ons moet nog almal sterf. Ons moet nog die sonde afsterf. Maar in Jesus Christus
wink daardie dag van volle gemeenskap met ons God. Van 'n lewe met hom tot in ewigheid. Dit wink nie net nie. 'n Gelowige, ja, hy hoor in Jesus Christus nou al daardie vreugdesang, daai blydskap, daai ongekende blydskap van 'n ewige lewe met God, 'n ewige wandel met God. Gelowige weet dit want hy ken die woorde van ons Here Jesus Christus. Hy wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. 'n Gelowige ken hierdie woorde. En hy weet dit kom, want God is getrou en hy hoor nou al iets van dit wat kom, daai ewige dag waar ons met God wandel. Broeders en susters, Christus het gesê, wie in my glo. Hebreërs sê, omdat Henog geglo het. Wat gaan God se getuigskrif oor jou en my lewe wees? Nie wat gaan ander mense vir ons sê nie. Wat gaan God se getuigskrif wees oor my lewe? Hy en sy met my gewandel. Hy en sy het in my geglo. Hy en sy se hand was stewig vas in myne. Dan, broeders en susters, maar dan alleen, dan sal God ook vir jou sê, met haar of met hom, wandel ek die ewige en die volle daglig in. Met hierdie kind van my, stap ek die ewige en volle dag in. Verseker. Amen. Ons hemelse Vader, ons bid werklik vir verdere verdieping ook in ons geloof. Ook in ons verhouding met U. Mag ons geloof nie maar net woorde wees nie, maar mag dit 'n lewe wees van wandel met U. Mag ons die ongelooflike voorreg ken om as kind in die Vaderhuis met U te leef, met vrymoedigheid, maar altyd wetende, U is daar. U is daar om ons te help en ons te lei en ons vas te hou. Vader, gee deur U Gees werklik hierdie warm en naby verhouding met U. Mag ons met U leef, midde in ons lewe van elke dag. Midde in alles wat ons moet doen, met U sal leef, te midde van alles waarmee ons gekonfronteer word. Mag ons die woorde ken. Hy of sy met U gewandel. En Here, ons doen dit
omdat ons in die geloof ook ver vorentoe kyk. Omdat ons weet wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Mag ons dit doen met hoop en verlange. Na daardie dag wanneer ons sonder hartseer en pyn, sonder stryd, ewig met U sal lewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.